vir jou 'n opdrag gegee en vir my 'n opdrag gegee. En die tema van vanoggend en die tema waarmee ek gaan is, wees die kerk. Ek en jy moet die kerk wees. In hierdie uitdagings en dit wat vir ons voorlê. As jy luister na die nuus, as jy luister wat is besig om te gebeur in die wêreld, daar's soveel negativiteit, daar's soveel dinge wat donker is en wat ons eintlik moedeloos wil maak. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, omdat jy 'n kind van God is, omdat jy sing, hy is my kampioen en jy dra die oorwinning in hom, wil ek vir jou sê, ek en jy moet in die wêreld ingaan en ons moet die oorwinning gaan verkondig. En hoe gaan ons dit doen om standvastig te wees in ons geloof? Nie rond te val van hierdie en rond te val daar en hierdie na te jaag en daai na te jaag en 'n aanbidder te wees van die persoon en 'n aanbidder te wees van daai persoon nie, om standvastig te wees in ons geloof uit die woord van God. Want die woord van God is daar om vir my en vir jou die krag en die autoriteit te gee. Want dit is nie 'n storie wat ons vertel uit onsself uit nie. Dis nie iets wat ons wat goed maak nie, of wat goed voel nie. Dis die woord van God wat spreek tot die harte van mense, want die wêreld het dit nodig. Om vas te staan in die woord van God en te groei in sy woord, dat ons nie onkundig sal wees nie. Die pastoor kan jou nie laat groei nie, daar's 'n verantwoordelikheid wat jy self het, om die woord van God te lees, dit te bestudeer, te groei daarin, en dit te vat en sterker en kragtiger te kan word. Ons kan nie net op 'n vlak kom waar ons sê, dis oké, en ek bly net uit die bottel uit drink van die melk nie. Wanneer is die vaste kos daar? Wanneer is ons besig om die harde biltong te kou en die droë wors te kou? Onderskeiding. Afhanklik te wees van die Heilige Gees, want die Heilige Gees gee vir my en jou die gawe van onderskeiding. Jy kan onderskei waar is die valse profeet, kan onderskei om te sê waar is die wêreld besig om ons in te trek, waar is die wêreld besig om te maak dat ons kompromieë aangaan, sodat ons getuies nie meer kragtig en waardig is nie. Om die skrif te ken en om deur die Heilige Gees te kan onderskei tussen die waarheid en die leuen. Jy sien, die woord van God kan ons gebruik om vir versie te kan manipuleer soos wat dit ons goed doen. En ons dink dit is goed. Ons dink dit is goed as iemand 'n skrif kan quoteer, maar hy vat dit uit die konteks uit, want hy wil manipuleer daardeur, of hy wil dit gebruik tot sy eie gewin. Moenie dat ons mislei word en laat toe dat die Heilige Gees vir my en vir jou lei in die waarheid. Nie kompromieë met die wêreld aan te gaan nie. Dis so maklik. Dis so maklik. Mense sê verbuig nie die reël so bietjie. Iemand het eendag vir my gesê, en ek noem dit vanoggend, as jy toelaat dat selfde geslag verhouding in jou kerk is, sal jou kerk vol wees. Ek gaan 'n kompromie aan met die wêreld. Ek gaan 'n kompromie aan wat sê, ek kan nooit weer oor sonde preek, of wat ook al nie, ek kan nooit weer die waarheid van God verkondig nie, as gevolg van dit wat gebeur. Daar's 'n keuse wat ek maak, gaan ek die kompromie aan en my kerk is vol en ek voel goed? Of staan ek op die woord van God? En die dag wanneer ek by hom staan, en die dag wanneer ek na die poorte van die hemel ingaan, dan sê hy, welkom my getroue diensknegt. Sien, ons moet kies. En ons moet seker maak dat ons die regte keuse maak daaromtrent. Om die evangelie te verkondig, om Jesus bekend te maak wêreldwyd. En dis waar ek en jy inkom. Dis waar ek en jy inkom om die wêreld te gaan vertel van Jesus, om die wêreld te gaan wys die liefde van God. Om 'n verskil te maak en 'n hoop te wees vir iemand daar buitekant wat hopeloos is en wat moedeloos is. Ons kan dit ignoreer en sê dit pla my nie en dit maak ook nie 'n verskil aan my nie. Ek wil vir jou sê, God gaan jou verantwoordelik hou. God gaan vir jou vra, wat het jy gemaak en wat het jy gesê? Hoe het jy opgetree? Ag Here, dit was maar net nog 'n diens wat ek gehoor het en ek het gehoor van hierdie woord en ek steur my nie eintlik daaraan nie, want dis nie vir my nie. U ken my, ek's 'n introvert. U ken my, ek kan nie 'n verskil aan iemand maak nie. Ons het gepraat oor die ydelle woorde wat ons spreek en waarvan ons rekenskap gaan gee eendag.
Die opdrag het nog nooit verander vir hierdie kerk nie, as gevolg van die opdrag wat ons het in Matteus 28 vers 19 tot 20. En julle ken dit, ek hoef dit nie eers te sê nie, ek voel elkeen ken dit uit sy kop uit. Word daar van die kerk verwag om buite die mure van die gebou op te tree. Daar word verwag dat ek en jy buitekant hierdie mure wat hier so is, sal begin om die ligdraers te wees en om die evangelie te verkondig van Jesus Christus. Om die kerk te wees. Dis mooi en vroom om elke Sondag hier so te sit. My suster, jy lyk so mooi vandag. My suster, ek bid vandag vir jou. My suster, miskien het hulle nie gebed nodig nie, want hulle is reeds gered. Wat van die persoon daar buite? Die Here spreek deur die woord tot ons. En partymal moet ek my kop in skaamte laat sak as 'n pastoor, want ek is ongehoorsaam aan die woord van God. En hierdie woord het tot my gespreek en besef, daar is 'n tyd dat ons vergeet van kerkspeel. Nitty-gritty stuff, dit moet so wees, dit moet so wees. Kom ons doen dit, of ek is kwaad en ek is ongelukkig. Vergeet daarvan, daar buitekant is siele wat gered moet word. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die kerk te wees. Ek en jy het die verantwoordelikheid om vir hulle die liefde van Christus te wys, en jy gaan antwoord eendag daarvoor. Op die markplein sigbaar te wees en wonders en tekens te ervaar. Kind van God. Wanneer laas het jy wonders en tekens ervaar? Wanneer laas het jy gesien genesing? Wanneer laas het jy gesien die bevryding van demone? Wanneer laas het jy gesien iemand gee sy hart vir die Here en hy bars uit in trane en sê, maar ek het God nodig? Gaan dit nie maklik in die kerk? Maar jy gaan dit kry in die markplein, daar waar die gebrokenis is, daar waar hulle wat verlore is, daar waar hulle wat stikkend is, dis waar ons hulle gaan kry. Johannes 14 vers 15, hy sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte gehoorsaam. As jy my lief het, sal jy doen dit wat ek van jou vra. Jy kan dit nie ignoreer. As jy sê ek het hom lief, dan sal jy doen dit wat hy van jou vra. If you love me, keep my commandments. King James Version. Hy sê, dit wat ek vir jou leer, dit wat ek vir jou sê, gaan en doen dit. Jy sê jy het my lief. As jy my lief het, sal jy jou naaste lief het. As jy my lief het, sal jy die sondaar in die straat lief het, en jy sal gaan om die evangelie te gaan verkondig. Ons skrifgedeelte vanoggend is uit Lukas 10 vanaf vers 1 tot 11 en 16 tot 20. Aan die linkerkant sien jy die wolf, aan die regterkant sien jy die skaap. Die kerk oorwin die wêreld en maak 'n verskil. Maak ons 'n verskil in die wêreld. Is daar 'n verandering wat besig is om te gebeur? Ek wonder en ek twyfel. En my hart is seer hier binnekant, want ons is besig met 'n klomp nonsens. Ons weet almal van wat gebeur het, en ek wil dit nie opbring of enigiets soos dit nie. Maar as die wegraping sou plaasgevind het jy gegaan of het jy gebly? En ons is besig met allerhande klein goedjies hier onderlangs, maar ons fokus het lankal geskuif, en dit is nie meer op dit wat God wil hê ons moet doen. Ons is die lammers. En vanoggend vertel Jesus vir sy disippels. En ek wil hierdie skrifgedeelte vat en ek wil dit vir jou deurbreek en vir jou oopmaak soos wat die Here dit vir my gegee het vanoggend. Die Here het nou 72 ander disippels gekies en hulle in pare vooruit gestuur na al die dorpies en plekkies wat hy wou besoek. Hoor mooi. Hy stuur hulle 2 uit. 2 is sterker as 1. Die wêreld kan nie 1 oorwin. Maar as daar 2 is hulle daar om mekaar te bemoedig, mekaar te ondersteun, en die wêreld kry dit nie so maklik reg nie. Hy stuur hulle uit. Waarheen stuur hy hulle? Hy stuur hulle na die plekke toe waarheen hy sou gaan. Met ander woorde, hy stuur hulle vooruit om die grond te gaan voorberei. Hy stuur hulle vooruit sodat hulle kan sien die Messias is aan die kom. Hy stuur hulle vooruit sodat hulle kan weet iets groots is besig en gaan gebeur.
al die dorpies en die plekkies wat hy wou besoek. En daarna het hy gegaan. En hy het by al die plekke uitgekom. En ek glo, dis hoe 'n groot skare mense daar was. Die disippels het die grond voorberei en toe Jesus kom, toe is almal reg. Toe is almal opgewonde, hierdie Messias waarvan hulle praat, hierdie goeie nuus wat hulle ons van vertel, hierdie wonders en tekens wat hulle besig is om te doen in die klein dorpies. Daar is iemand groter. En daar is iemand sterker en magtiger en hy is op pad. En hy gaan kom doen dit wat niemand anders te kan doen nie. Dan gee hy vir hulle instruksies. Hy sê nie vir die disippels gaan en gaan doen julle eie ding en gaan loop rond en maak soos wat julle wil of wat ook al nie. God is 'n God van orde en hy gee duidelike instruksies vir hulle. Hy sê dit is wat ek wil hê julle moet doen. God gee vir my en jou duidelike instruksies in die woord van God en hy sê as jy my liefhet, dan sal jy my instruksies nakom. Die oes is groot, maar die werkers is min. Daai woord staan vandag nog. Die oes is groot daar buite, die werkers is min. Jesus het nie net sommer enige 72 mense gestuur om uit te gaan in die wêreld. Hy het mense gesoek wat hy geweet het, wat eerlik en opreg in hulle hart is, wat hom soek en sy aangesig soek, want daar sekere dinge wat gaan gebeur waarin ons gaan lees in hierdie skrifgedeelte, en dit sou nie gebeur het as mense nie opreg en eerlik was in hulle harte nie. So hy kies die mense. Hy kies hulle wat ernstig is oor die woord van God. Hy kies hulle wat ernstig is oor die opdrag van God. En dan stuur hy hulle uit met die instruksie. Wie is die instruksies wat hy vir hulle gee? Bid tot die Here wat in beheer is van die oes en vra dat hy meer werkers in die veld sal stuur. Wanneer laas het ons gebid vir werkers om in die veld kom? Wanneer laas het ons gevra, Here, maak die mense bereidwillig, gee vir hulle hart vir die verlorendes? Wanneer laas het ons by mekaar gekom en gesê, Here, kom in ons bid hier, kom ons soek die aangesig van God. Daar's 'n oes daar buitekant, Vader, maar daar's mense wat terugsit, wat die potensiaal het om groot dinge te kan doen, maar wat terugsit en sê, dis nie vir my nie. Bid tot die Here wat in beheer is van die oes. Daar buitekant, hy is in beheer. Hy weet alreeds. Hy weet wie jy kan bereik. Hy het al mense oor jou pad gestuur en hy het mense al oor my pad gestuur. En weet jy wat, dan raak ons partymal geïrriteerd met die mense. En ek praat uit myself in. Jy is haastig, jy wil op 'n plek kom en jy wil iets gaan doen of wat ook al, maar nou is hierdie persoon nie so en hierdie persoon wil met jou gesels. Maar ek het nie tyd om met hom te deel oor die Here nie, want my eie agenda is baie belangriker. Ek sal verantwoording doen voor God. En hy sal my vra, hoekom het jy dit gedoen? Gaan nou en onthou dat ek julle soos lammers tussen die wolwe uitsteek. Hy sê vir my en vir jou, die wêreld daar buitekant is nie lammetjies nie. Die buitekant daar, mense daar buitekant is wolwe, hulle gaan jou verskeur. As jy nie standvastig is in jou geloof nie, as jy nie standvastig is en gelei word deur die Heilige Gees, die gaan hulle jou uitmekaar uittrek en hulle gaan 'n bespotting van jou maak en hulle gee nie om of hulle jou seer maak of nie seer maak nie. Hy sê hulle is wolwe, let mooi op wat hy sê. Hy sê ek gaan moenie so toe gaan soos leeu's wat wil brul en verskeer nie. Moenie gaan soos mense wat, jy weet hoe ons is, ek wil vingerwys en ek wil vir jou sê, man, jy is op pad help, jy is 'n sondaar as gevolg van dit en dit en dit wat jy doen. Hy sê moenie so wees nie. Hy sê wees soos 'n lam. Wees mak en gaan doen dit wat ek van jou vra. Jy weet baie van ons sê ons trek die wapen uit rusting aan en nou is ek reg vir die oorlog daar buitekant. Dis nie wat God van jou vra nie. Ek vra nie vir jou om 'n oorlog te gaan maak daar buitekant en te gaan stry en te gaan redeneer met mense nie. Hy sê vir my en vir jou gaan gee vir hulle die oplossing. En die oplossing is Jesus Christus vir vandag. Is Jesus Christus vir die toekoms, want hy is ons hoop vir die toekoms. Moenie enige geld saamvat op 'n reissak of selfs 'n ekstra paar sandale nie. En moenie enige iemand langs die pad groet nie. Dit klink soos 'n instruksie wat hy gee en wat eintlik baie hard is, maar hy doen dit met 'n doel.
Hy sê, moenie jou reissak saamvat nie, want as jy jou geld saam met jou vat, en nou gaan ek eers 'n hamburger en chips koop, en ek gaan myself geniet, terwyl daai ou sit, en hy is eintlik honger, en hy het nie, maar ek gaan nou die evangelie van hom verkondig, terwyl ek myself geniet met Burger King, of wat ook al, en dan gaan ek hom vertel van die liefde van Christus. Hy sê, moenie eers geld saamvat nie, want geld gaan 'n afleiding wees. Moenie eers met iemand praat nie, want iemand gaan jou fokus skuif van jou af, van wat jy moet gaan doen na ander dinge. En dit gebeur, is dit nie? Het jy al gesien, wanneer jy ernstig is in 'n groep, en jy is besig om te gesels in 'n groep, dan kom hierdie ou en hy wil net anders te wees met die geselskap. En baie maal gebeur dit, want ons luister na dit wat hy sê. Ons moet ernstig wees oor die woord van God, en die woord van God kry voorkeur in ons lewe. Jy moet hulle nie langs die pad gaan nie. Moenie dat hulle jou kom vertel van, weet jy wat het met Sannie en Anna gebeur? Weet jy wat het met daai en daai gebeur nie, want hulle skuif jou fokus weg van die doel wat jy het, waarvoor God jou gestuur het. En die werk wat jy moet gaan doen. Elke keer wanneer jy in die huis binne gaan, spreek die vredesgroet daaroor uit. As die wat daar bly dit waardig is, sal die seën bly. Jou teenwoordigheid sal 'n verskil maak. Jou teenwoordigheid sal maak dat die seën van die Here op daai plek is. As hulle dit nie waardig is nie, sal die seën na julle toe terugkom. Wanneer julle in 'n dorp aankom, moenie van huis tot huis gaan nie, bly op een plek, eet en drink wat hulle aan julle voorsit. Hoekom moet ons nie van huis tot huis gaan nie, want elke persoon het sy eie siening, en dan gaan soveel stemme later aan by jou wees, want jy is by hierdie persoon, en dan is jy by daai persoon, en hierdie persoon gaan vir jou iets vertel, hy sê, bly by een huis. Moenie die fokus verloor van wat ek vir jou gedoen het. Moenie die fokus verloor dat jy is die kerk nie. Eet en drink wat hulle aan julle voorsit. Moenie huiwer om gasvryheid te aanvaar nie, want die wat werk verdien hulle loon. As 'n dorp julle verwelkom, eet wat ook al aan julle voorgesit word. En dan sê hy vir hulle die volgende: genees die siekes wat daar woon. Ek stuur julle met mag en autoriteit in my naam die siekes te gaan gesond maak. En dan sê hy, terwyl julle besig is om die siekes gesond maak, sê vir hulle die koningheerskappy van God is naby. Hy sê vir hulle van Jesus Christus. Gaan en gaan doen magtige dinge in my naam, en dan vertel julle hulle ook van die koningheerskappy wat naby is. Maar as 'n dorp weier om julle te ontvang, gaan uit in die strate en sê, ons vee die stof van julle dorp van ons voete af as 'n openbare aankondiging van julle oordeel. Worstel met die Here. Ek sê, Here, ek verstaan nie altyd nie. Ons bied Bybelkursusse aan, ons bied Bybelstudies aan, ons spreek die woord van God, maar daar is nie 'n verandering partymal onder mense. Hoe is dit moontlik, Here? Hoe kan mense nie verstaan dit wat U vir ons sê nie? En hy sê vir die volgende vir my, en ek verstaan dit vir die eerste keer, as jy vir hulle die kursusse aangebied het en dit verander nie, dan vee jy jou voete van hulle af, want jy het alles moontlik gedoen om hulle te leer. Net soos met die dorp. Ek kan jou nie forceer om te verander. Ek kan nie aangaan om vir jou Bybelstudie te gee, maand na maand, en elke Woensdag, en elke Sondag, en wat ook al, en dit maak nie 'n verskil in jou lewe nie. Een of ander tyd moet ek aanbeweeg, en ek moet my voete afvee, en daar is 'n oordeel wat sal kom. Ons vee die stof van julle dorp van ons voete af, as 'n openbare aankondiging van julle oordeel. Maar dit moet jy weet, die koningheerskappy van God is naby. Die koms van die Here is naby. As jy dit nie wil aanvaar nie, en as jy nie wil verander nie, ek kan jou nie forceer.
Ek kan bid dat die Heilige Gees 'n verandering in jou lewe maak, maar jy kan kies om die Heilige Gees stil te maak, jy kan kies om hom te blus en te sê, ek luister nie na jou nie, ek gaan maar net voort. Dis 'n goeie ding eendag op my CV om te kan sê, ek het hierdie kursus en ek het daai kursus bygewoon en ek het dit en dit geleer, maar as dit nie jou lewe verander het nie, weet jy 'n probleem. Toe sê hy vir die disippels en ek gaan na vers 16 toe. Enige een wat julle boodskap ontvang my ook. Almal wat luister, almal wat verander, ontvang my. En enige iemand wat julle verwerp my. En enige iemand wat my verwerp God wat my gestuur het. As jy daai materiaal en daai wat ek jou gee, die Bybelstudie verwerp jy vir God, besef jy dit? Dit is nie teen my nie. Ek is gehoorsaam en ek doen dit wat God vir my sê, maar jy verwerp dit, jy verwerp eintlik vir God. Toe die 72 disippels terugkom, het hulle met vreugde gesien. Here, selfs die bose geeste gehoorsaam ons, wanneer ons U naam gebruik. Hulle is opgewonde toe hulle terugkom. Het vir ons gestuur om hulle te gaan genees en ons het vir hulle ook die boodskap gegee, maar selfs die bose geeste het hulle onderwerp aan ons en was gehoorsaam aan ons. Die mag en die autoriteit wat 'n kind van God het, dit is wat sal gebeur. Sien, ons is bang. Ons is bang vir mense. Ons is bang mense ken die ander kant van ons. En mense gaan vir jou sê, maar ek ken jou so en so, hoe wil jy my vertel van die Here? Jy sê, wanneer jy in opregtheid en eerlikheid met die krag in die naam van Jesus Christus uitgaan en 'n verskil maak, sal selfs die booste geeste vir jou luister. En hulle is opgewonde dat dit gebeur het. Hulle het vreugde in hulle hart toe hulle terugkom en sê, Here, tot dit het besig is om te gebeur. Ja, het hy hulle vertel. Ek het Satan in die hemel sien vol soos 'n weerligstrol. En dan sê hy vir hulle, en ek het julle gesag gegee oor alle mag van die vyand. Sien, ek het jou gestuur. Maar ek het jou gestuur met die gesag en die mag wat daar is, en die vyand sal voor jou buig, en die vyand sal jou herken vir wie jy is. En julle kan oor slange en skorpioene loop en hulle vermorsel, niks sal julle beseer nie. Dit verwys na die geestelike reële. Wanneer ons gaan kyk in die Ou Testament waar hy praat van die slange en hy praat van die skorpioene en ons kyk in Openbaring, dan praat hy in die geestelike reële. Niks kan jou raak wanneer jy in die naam van Jesus Christus met sy autoriteit in hierdie wêreld ingaan. Jy sal op die bose geeste trap en hulle sal hulle onderwerp aan die gesag van Jesus Christus. Ons dra die oorwinning in ons. Dis wat ons sing. Hy is die kampioen, hy het die oorwinning behaal, maar hy het vir my en jou die oorwinning gegee om dit te kan doen. Verwys dan die geestelike riekelm hier om te heers oor die geestelike riekelm en nie fisiese dinge. Ons spot altyd en sê, hy sê ons kan maar gif drink en ons sal niks voorkom nie, daarom drink ek ook. Dis nie wat hy eintlik bedoel nie. Hy sê in die geestelike riekelm het julle die mag en die gesag oor alles. Maar moenie bly wees omdat die bose geeste julle gehoorsaam. Hoor wat sê hy. Hy sê, moenie dat die vreugde in jou hart wees, omdat ek is so goed en die bose geeste het geswoeg vir my en die bose geeste het hulle onderwerp aan die gesag van Jesus Christus nie. Hy sê, wees bly omdat julle name opgeteken is as burgers van die hemel. Ek het u lief en ek voer u opdragte uit en ek weet verseker, my naam is opgeteken as 'n burger van die hemel. Kom ons gaan terug as die wegraping sou gebeur. Sou jou naam opgeteken wees as 'n burger van die hemel? Of sou jy agtergebly het en jy sou op jou tande geknars en jy sou geskree en geskel het en partysmaal sal hulle tot God vervloek? Nie God se skuld,
is jou skuld, jy gedoen wat reg is, volgens die woord van die Here. Daar is krag wanneer die kerk beweeg in die naam van Jesus. Wanneer die kerk beweeg, nie Jesus stil sit. Nie wanneer ons in 'n gemaksone hier is of wat ook al nie. Ons stap nou daar uit, vanaand vanmiddag gaan ons 'n slaapie, vanaand is ons terug, maandag begin die routine weer dieselfde en die kerk is agter nie daar waar hy was. Dis nie wat God van my en jou verwag nie. Dis nie waarvoor die kerk daar is nie. Kerk is nie daar vir my en vir jou om hier te sit nie. Hoeveel keer wil ons nog hoor van Jesus Christus wat aan die kruis vir jou gesterf het, dat hy jou losgekoop het. Jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan hom, jy is skoon gewas en hy gee vir jou die opdrag gaan. Jy sien, daar is verlossing en genesing. Wanneer ek en jy daar buite die mure gaan. Wanneer ek en jy daar buite gaan en ons gaan werk met die mense op die markplein. Daar is verlossing van verslawing. Daar is verlossing van die vloek van sonde. Daar is die herstel en daar is die genesing. Nie net fisies nie, maar ook geestelike genesing in verhoudings tussen sondaars en God. Daar is verlossing. Die naam bo elke naam, Jesus Christus. Dit is nie ingeskiet nie. Die naam bo elke naam. Jesus, ek en jy word uitgestuur met daai autoriteit. Gaan en genees die siekes. Gaan bid vir die mense daar buite. Genees hulle in hulle verhouding met God, want as hy sterf sonder God, is hy in die ewige dood in die vuur. Hy kan nie meer gered word nie. Ek en jy kan terugsit en sê, dis oké, kom ons aanvaar dit maar net so los, daai persoon uit sy eie heil, uitwerk met bewing en alles en ons goedkeur daai skrif. Hoe lang wil die kerk gebind wees binne die mure van die kerkgebou? Hoe lang? Ons kan dit bepaal. Ons kan sê, oké, volgende jaar gaan ons uitreikings begin doen. Volgende jaar gaan ons evangelisasie doen, maar hierdie tyd nou nog sit ons maar net hier so in die kerk. En ons is dood happy daarmee om help te eet, van die vaste kos, om gevoed te word, om die dors te les en alles soos dit, maar volgende jaar sal ek uitgaan. Jy het nie eers 'n waarborg of jy volgende jaar dit sal kan doen. Hoe lang wil ons hê dat mense ons geloof bevraagteken, maar die kerk is stil en gee nie om? Hoe lang wil mense nog na my en jou kyk wat sê ek en jy is 'n Christen, maar ons gee glad nie om oor hulle wat verlore gaan. Ek en jy gee glad nie om oor hulle wat moederloos is nie. Ek en jy gee glad nie om oor hom wat hier so sit dalk vanoggend en hy sê, Here, asseblief stuur net iemand op my pad, anders sal ek my lewe neem vanaand, want dit beteken vir my niks die lewe meer nie. En ek en jy gaan net aan met ons dinge en ons is ek sal pad hemel. Ons gaan verantwoording doen en ons gaan gevra word daarvan. Josua het gekies dat hy en sy sal die Here dien. As dit jou besluit was, kan jy nie God se opdrag aan die kerk ignoreer nie. As jy gesê het, ek sal die Here dien, wat beteken dit om te dien? Om sy diensknegt te wees, om sy hande en voete op hierdie wêreld te wees, en dat ek en jy die wêreld sal ingaan en ons sal 'n verskil gaan maak. Dis wat dit beteken om te dien, om 'n diensknegt te wees. Wie jou verwerp as jy gaan in die naam van Jesus? Hulle verwerp ook God en nie vir jou nie, dis nie persoonlik. Dit is so geneig om te sê, ek kan dit nie aanvaar as hulle dit nie wil hoor nie, of as hulle moet dit nie persoonlik vat nie, want hulle verwerp God. Jy is nie die instrument in God se hand. Gaan verbid